Maar ja, dis 'n dramatiese verbetering wat ons hierso sien. Ons sien dit reg deur die bank van suurlemoene van ons blokke wat 4-5 jaar oud is tot hierdie blokke wat 29 jaar oud is, sien ons hierdie dramatiese verbetering. Ja. En ons sien dieselfde effek. Ons sien dit op ons Valencias ook. Okay. So dit is regtig 'n strategie wat ons in glo en wil uitbrei op. Soos wat julle goed bewus is van. Hi, ek's Jaco van Heerden van Microzone. Ons is vandag in Letsetele hier by groep 91. Jaco Lindetjie gaan ons bietjie meer vertel van hulle ervaring met EM. Ons het begin hierso in 'n baie ou suurlemoenboord, maar Jaco sal vir julle 'n bietjie die geskiedenis vertel van die boord en die ervaring wat hulle met EM gehad het hierso. Ja, ek dink soos ek nou alreeds voorheen vir jou gesê het, Jaco, is ons het ek dink dis 2 jaar terug wat ons besluit het na 'n studiegroep presentation wat jy gedoen het om hierdie konsep 'n goeie kans te gee. Ons het spesifiek ons suurlemoene gekies. Baie van ons suurlemoene is geplant op rough lemon onderstamme, soos hierdie een byvoorbeeld. Hierdie spesifieke boord is 29 jaar oud. En dit was 29 taai jare. Ek dink hy's 2 droogte siklusse deur en ook baie nat periodes. So ons het 'n behoefte gehad op ons suurlemoene om regtig die bome se gesondheid aan te spreek. Oor ons nie tradisioneel goeie produksie kry op suurlemoene. Ons is nie in 'n ideale suurlemoen area nie, maar ons het om en by 45 hektaar, as jy nuwe aanplantings bytel, 50 hektaar suurlemoene. So dis 'n groot gedeelte van ons boorde, of ons pakkie, so ons moet dit reg kry. En ons het begin deur 'n intensiewe EM program te hardloop. Ek dink Gerard en jy het nog 'n voorstel gemaak oor hoe ons dit moet benader en ek het gesê nee, daai klink vir my te lang termyn en ons het 'n 10 weke gekonsentreerde program gehardloop waar ek dink ons tussen Gerard sou ons nou eintlik kon reghelp hierso. Dit was 20 liter EM per week. Saam met 'n bietjie trichoderma en molasse en aminsuur, Ja, wat ons in 'n 10 weke program deurgehardloop het. En dit was in daai eerste 10 weke was dit ooglopend gewees hoe ons bome gereageer het op dit. Blaarvolume het toegeneem, die hoeveelheid blare wat ons op die bome het, asook die grootte van ons blare. Het aansienlik, opmerklik toegeneem. En ek dink dis een van die sleutels van hoe moet 'n ou 'n produk evalueer. Want dis iets van EM en wortelgesondheid wat vir my nogal uitstaan. Is alles goed en wel, maar hoe meet jy dit? Ja. Jy kan 'n wortelmassa gaan probeer bepaal en jy kan allerhande grondsamenstelling toetse laat doen. Maar dis data wat baie moeilik interpreteerbaar is en dis data wat baie moeilik is om te evalueer. En vir ons was die kan ons nou sê waar ons besluit het nou sit ons hierdie ding in die volgende rad is spesifiek in hierdie boord waar jy 'n ooglopende tref jou in die gesig verskil kan sien. Ja. Meeste van ons konsultante of adviseurs wat hier kom, se observasie is wat het julle hier gedoen? Hoe kry julle hierdie reg? Ja. En dit is eenvoudig. Ons het nie 'n chemiese program gehardloop hier nie. Ons het net EM en trichoderma gedoen en ek dink ons doen dit nou al vir die laaste, hierdie sal, as ek reg is dit ons 3de seisoen wat ons nou ingaan. Goed. So ons strategie met dit is om ons bome so gesond as moontlik te kry voor blom. So ons hou vol met daai program van ons in die wintermaande om seker te maak wanneer ons eerste bemestings gee dat ons bome in 'n toestand is om dit te kan gebruik. Goed, ja. En
ons kan gaan kyk na ons blaarontledings, histories is kaliumvlakke iets wat ons moeilik in die suurlemoene optel. Ja. Ons kaliumvlakke het begin klim, alle die mikroelementvlakke het gestabiliseer. Dit bo-op goeie oeste. Ja. En dis 'n moeilike ding om reg te kry. Dis 'n moeilike ding om blaarvlakke te lig met swaar oeste. Okay. Om dit in perspektief te stel, hierso het ons op hierdie boord het ons laas jaar 60 tonne hektaar afgehaal. Ja. En as ons dit nou ons skattings, ons data wat ons nou het, wys dat ons so 20-25% swaarder is vir hierdie seisoen wat kom. Goed. En dis merkwaardig. Dit vat ons dan nou op na amper 75 ton Ja. hektaar vir 'n suurlemoenboord wat 29 jaar oud is, besproeiing al 2 keer opgerol het. Ja. Regtig 'n derde kans op die lewe gekry het. Is dit merkwaardig, ja. Hoor. Ja, nee, jessie. Ja, so ek dink daar's 'n klomp klein goed vir my in die EM-program wat weer eens, ek sê dis baie moeilik om hierdie goed te dit is so 'n bietjie van 'n geloofstap wat jy vat. Dit is. Maar ek dink in ons geval waar ons begin het met net ons suurlemoene en dit nou uitgebrei het na Turkey Valencias toe, 'n groot klompie van ons ander Valencia hektare. Ek dink dit vertel 'n storie op sy eie. Ja. Om te kan sê, maar luister, hier is iets in hierdie produk. Ons plaasbestuurders glo almal in dit, asof dit dit is die gospel. Nee, ek het hulle WhatsApps al gesien. Ja, jy het al hulle kommunikasie gesien en die ouens is baie opgewonde om die produk te kan gebruik. Ja. En dit is waar jy visueel 'n verskil kan sien. En ek dink dit is hoe mense hierdie tipe van goed moet evalueer. Ja. Is jy moet 'n opmerklike ooglopende verskil kan sien in jou boord. En ek dink daar is ander produkte daar buite wat 'n ou kan gebruik wat vir jou korttermyn soortgelyke resultate kan gee. Maar nie teen die koste van 'n goed bestuurde EM Trichoderma program nie. Verder byvoordele wat ons gesien het nou spesifiek in hierdie laaste jaar wat ons deurgegaan het. Ja. Dit is die droogste 11 maande wat Letsotele in sy geskiedenis al gehad het. Ja. In 65 jaar. Dit is die data wat ons het. En ons bome se ek ken 'n Engelse woord is resilience. Ja. Teen die droogte. Om hierdie oeste op te sit ten spyte van jou droogste tydperk ooit. Droogte, hittegolwe, dit was ooglopend weer eens om dit te sien. Ja. Ons EM-boorde het daai stresse baie beter hanteer. Goed. En ek dink dit is weer eens, hier's al 'n klomp ou manne op die plaas en die ouens weet hoe lyk dit as dit vir 11 dae lank 43 grade was. Ja. En nou kon ooglopend sien daar waar ons EM-boorde gehad het teenoor ouens wat nie EM-boorde het nie of wat ook al. Ja. En ek dink weer eens dit is die regmerkie agter EM se naam. Ja. Dis 'n visuele tref jou in die gesig tipe van benadering. Daar is nuwe data wat nou inkom van Egipte waar hulle, maar wat jy sê, maar net wetenskaplik gaan ondersoek het en dit gaan oor die nie hoofsaaklik nie, maar deel van jou antwoord oor hoekom hierdie boorde so goed lyk in sulke stresstoestande is die antioksidante in EM wat dan die stres uit die bome uithaal in daai stresstoestande. Ja. En dat hulle kan ek is seker ou sal die data kan bymekaar maak oor hoekom dit werk. Ja, die belangrike ding is om dit te toets in daai 10 dae want jy weet jy gaan daai 10 dae hê. So jy moet 'n plan hê vir dit.
en definitief om 'n gesonde boom te hê en om gesonde wortelmassas te hê is die antwoord. Jy kan nie om dit argumenteer nie. Microbiome, die verskeidenheid mikroorganismes by die wortels, saam met daai wortelmassa en die boom gaan soek sy medisyne by daai mikroorganismes. Ja, dis sy apteek. Dit is 'n wen. Dis sy apteek. Dis 'n goeie manier om dit te beskryf. Ander verskille in EM boorde wat ons opmerk teenoor plekke waar ons dit nie doen nie, is die kompostering van ons dooie materiaal onder ons boom. Ja. Ons merk op dat ons baie minder blaarmassa het onder op die bankie, wat vir ons natuurlik 'n klomp voordele inhou. Boonbehalwe die feit dat daai blaar is afgebreek en in die grond in, dit is 'n gesonde praktyk. Al seker met swart vlek. Ja, in terme van swart vlek bestuur is dit definitief iets waarna toe 'n ou kan. Ek moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie dat dit maak deel uit van 'n strategie of 'n program nie. Nee. Maar dit is hierdie klomp klein goedjies wat op die einde vir jou baie goeie resultate. Ja, en ek meen in hierdie boord, ons kan later hulle 'n paar foto's en goed neem, maar dis opvallend om te sien hoe min blare daaronder op die boordvloer lê. En dit was nie so nie. Dit is nie eintlik normaal nie. Party ouens hark dit onder die boom uit, maar hier komposteer hy van self. Die blaar breek baie vinniger af teenoor boorde of voor ons dit begin doen het. Nee, Jaco, baie dankie. Ek weet nie, het jy enige advies vir boere wat EM wil gebruik? Doen dit so goed soos wat jy kan. Kry jou aanleg so reg soos wat jy dit kan doen. Kry jou program so goed uiteengeset soos wat jy dit kan uitvoer. Ja. As jy die kapasiteit het om dit eenmal elke 2 weke te doen, maak dan seker jy doen dit eenmal elke 2 weke. Hierdie is nie 'n once-off pomp 100 liter EM deur die besproeiing en hoop vir die beste nie. Dit is 'n program en die program gaan net so goed werk soos wat jy dit uitvoer. En ek dink dis waar 'n klompie van hierdie microbiologiese goed gewoonlik waar die wiele afval is. Ouens begin voluit en dan raak dit maar 'n afgewaterde stelsel wat ouens nie deurvoer nie. En dan is dit gewoonlik die produk wat die skuld kry. Nee, dit werk nie. So dit vat toewyding. Ek dink jy moet dit nie doen as jy nie bereid is om die moeite in te sit nie. Maar en jy moet dit ook nie doen as jy resultate verwag binne die eerste 3 weke nie. Hierdie is 'n seisoenstrategie wat dis 'n langtermyn strategie. Jy moet besef jy gaan 'n 29 jaar oue boom vat en jy gaan hom nog vir 5 jaar dalk boer. Met hierdie program. Dis nie 'n quick fix nie, maar dis 'n langtermyn verbetering wat jy aanbring. Sê vir my, nou as jy na hierdie bome se gesondheid kyk op 29 jaar en jy sien hoe hulle verbeter, hoeveel jare dink jy het hulle nog in hulle? Nou na hulle EM gekry? Wel, as jy my gevra het voor ons hierdie klomp reën gehad het, dan was hierdie boord definitief naby aan die uithaal gewees, maar ons waterposisie is darm van so 'n aard dat ons is geseënd met goeie reën en dit lyk asof ons damme gaan vol kry. Maar jy weet hierso gaan jou oes bepaal. Ons oes gaan bepaal, weet hoeveel kartonne haal ons af. My langtermyn plan is dat ek hierdie boord definitief binne die volgende 3 jaar sal uithaal. Ek het klaar sy vervanging geplant. So met ons suurlemoenpakkie wil ons nie verby 50 hektaar stoot nie, so ons probeer maar altyd daai balans vind. Maar 'n ou kan nie 'n boord uithaal wat van sy beste produksie gee
aan die einde van sy leeftyd nie. So dis 'n bietjie dis 'n lekker lewendige gesprek, ja. Dis 'n lekker lewendige gesprek. Maar ja, dis 'n dramatiese verbetering wat ons hierso sien ons sien dit reg deur die bank van suurlemoene wat van ons blokke wat 4-5 jaar oud is tot hierdie blokke wat 29 jaar oud is, sien ons hierdie dramatiese verbetering. Ja. En ons sien dieselfde effek. Ons sien dit op ons Valencias ook. Okay. So dit is regtig 'n strategie wat ons in glo en wil uitbrei op. Soos wat julle goed bewus is van. Jaco, nee, baie dankie vir jou tyd en dankie vir jou vertroue in EM Nee, groot plesier. en sterkte vir julle vorentoe. Dankie. Goed. Waardeer.